Ons groet ook almal wat nou elektronies by ons erediens aansluit hier op Kersdag 2025. Mag dit vir elkeen van u 'n baie geseënde Kersdag wees en mag ons vandag Christus se geboortedag vier en herdenk en mag ons hom eer en verheerlik op hierdie wonderlike dag. Kom ons word nou stil voor die Here, dan bid ons saam. Almagtige God en Hemelse Vader, ons kom om U naam te heilig, om U te aanbid, om aan U al die lof en die eer, die heerlikheid, die dank, die aanbidding tot in al die ewigheid te bring, want U alleen is waarlik God. In U alwysheid het U 'n plan gemaak om ontslae te raak van die oorlog wat ons sonde met U veroorsaak. Deur daar in Bethlehem, die stad van Dawid, die verlosser vir ons te stuur, om gebore te word in 'n stal. En ons vandag met vreugde te kom vul, omdat ons opreg dankbaar is dat daar nou vrede tussen ons en U kan wees. Omdat deur Christus se koms en sy ewige koninkryk wat aangebreek het, vir ons 'n nuwe bedeling begin het. 'n Bedeling van genade. Verlossing uit genade alleen en nie uit verdienste nie. Verlossing wat ons net kan ervaar wanneer ons in Christus Jesus ons Here glo. En daarom wil ons vandag kom bely dat Christus Jesus die Here is, die Seun van die Almagtige God, dat hy die wonderbare raadsman is, die sterke God, die ewige Vader, die vredevors. En daarom is dit ons gebed, Here, dat U ook vandag deur die woord en gees met elkeen van ons sal praat en dat ons 'n boodskap sal ontvang wat ons ter harte kan neem en wat ons lewens kan verryk en wat ons kan help om U met dankbare toewyding te dien. Soos dit U behaag. Dit bid ons in die naam van Jesus ons Here. Amen. Nou maatjies, op spesiale versoek, al die pad uit die Kaap uit, het ek vanoggend vir Corneels, die dromedaris, amper sê 'n kameel saamgebring. Hy is 'n dromedaris. 'n Kameel het 2 boggels, hy het net 1, so daarom is hy 'n dromedaris. Goeiemôre Corneels, hoe gaan dit? Hallo julle almal. Ag, dit gaan my sommer altyd baie goed, dankie. Dis so lekker om hier te wees en lekker om in die kerk te wees, lekker om te lewe. Ja, dit is. Ek is so bly en ek hou so van jou opgewondenheid. Jy maak altyd alles vrolik. Ja, nee, kyk, wat help dit nou om te huil? Dit help nie om te treur nie. Dit bring 'n mens niks in die sak nie. Dis te lekker om te lewe en lekker om te lag. Ja, nee, verseker. Nou, jou vreugde, vertel jy vir ons kom van al die verhale af wat jy by jou oupa gehoor het. Ja, my oupa het ons al die verhale vertel wat hy gehoor het by sy oupa, wat hy gehoor het by sy oupa, sy oupa, sy oupa, sy oupa, sy oupa. Ja, ons weet, want hulle het al die tyd terug tot in die verre geskiedenis ingeleef. Ja, nee, verseker. Maar ek moet vandag vir julle vertel wat my oupa vertel het, wat sy oupa, sy oupa, sy oupa. Ja, wat het hy vertel? Hy het vertel dat hy eendag iets eienaardigs gesien het, so deur die venstertjie van die stal waarin hy was. Iets eienaardigs? Ja, 'n ster, 'n helder ster, die helderste ster wat hy nog ooit in sy hele lewe gesien het. Dis baie interessant. Nou, wat was dan nou so anders aan die ster, want daar is mos miljoene sterre in die hemel. Hierdie ster het beweeg. Okay, ja, maar die sterre en die planete beweeg mos. Ja, maar hierdie een het anders te beweeg. So dit was 'n buitengewone een. Ja, en toe kom daar mense daarin, en toe sê die herbergier, hulle moet daar in die stal kom, want daar's nie meer plek in die herberg nie.
En toe is daar mense saam met hulle in die stal gewees. Ja, hulle was toe saam in die stal gewees. Maar net so rukkie daarna, toe het die vrou vreeslik begin skreeu. My oupa sê dit was iets verskrikliks gewees. Hoe geskreeu? Hulle sê dis geboortepyne. En toe word 'n babietjie gebore. Ja, 'n babietjie is gebore en hulle die babietjie toe in die kriffie waarin ek altyd geëet het. Hulle die babietjie in doeke toe gedraai en daarin gesit. Sjoe, dis interessant. Dit klink vir my na die Kersverhaal. Die verhaal van Christus se geboorte. Ja, nee, dit is inderdaad so, want daar toe 'n klomp herders ook aangekom, dis ons mense wat skape was, en daar het ander ouens gekom, hulle het gesê, dis manne uit die ooste uit, en hulle het geskenke gebring, goud en wierook en mirre. Sjoe, ja, dit was darm maar 'n wonderlike gebeure gewees, en iets om te onthou, en dis wat ons vandag ook weer herdenk, alhoewel het nou nie noodwendig op 25 Desember gebeur het nie, en dit maak nie regtig saak wanneer dit gebeur het nie, ons herdenk Christus se geboorte vandag. Miskien moet ons nadink oor die ryke en diepe betekenis daarvan, so, kom sit hier agter, en gaan ons 'n bietjie daaroor nadink. Geliefdes, het jy al ooit in jou lewe vir Kersvader 'n wensbriefie geskryf? Nou moet party van ons baie lank terugdink. Ons moet daar in die geheue gaan grou tot ons baie klein was. Ek kan amper nie onthou of ek so iets gedoen het nie. Dalk het ek, maar ek kan dit self nie onthou nie. Dit is seker baie lank gelede. Maar is vir my altyd interessant as ek so in hierdie tyd van die jaar in winkelsentrums rondstap, baie keer, dan sit hulle so 'n muur op met al die briefies wat die kinders nou geskryf het, wensbriefies vir Kersvader. Een so 'n briefie lui, "Haai Kersvader, dankie vir alles. Ek sal 'n swembad wil hê, maar dis te duur. Dankie." Nou weet ons nou nie van wie dit kom nie, maar Kersvader sou seker weet. En dan hierdie een is ook vir my baie oulik. "Liewe Vader Kersfees, Mami sê dat die geld is te min. Die jaar gaan ons nie kan geld vir Vader Kersfees stuur nie. Ster nie, maar ek neem aan dit stuur nie. Ek het 'n speelfoon by Pep gesien. Dit is R10. En dit kom van Adassa Klaak en dan sal so naskrifie daar regs onder. Ek hoop nie dis te duur nie. En dan is daar een van 'n seun met die naam van Zander. Lyk my sy van is Rex, of hy hou baie van T-Rex, Tyrannosaurus Rexe. Hy sê, "Liewe Kersvader, my naam is Zander Rex. Ek is 7 jaar oud. Ek was soet gewees. Ek wil graag asseblief 'n robot, Raptor, Legos en 'n fiets hê. Dankie, Zander." En dan teken hy nou 'n prentjie van al die goed wat Kersvader nou vir hom moet saambring. Die robot Raptor en die fiets. Dis te oulik, en dan al die Lego blokkies, sodat Kersvader daarom moet weet hoe lyk die goed wat hy wil hê, nê? Gebed, geliefdes, besef ons nie altyd nie, maar is 'n goddelike geskenk. Dis 'n geskenk wat God vir ons gee. Nie net op Kersdag nie, want ons gee graag vir mekaar met verjaarsdae, Moedersdae, Vadersdae, Kersdae geskenke. Dis 'n goddelike geskenk. Maar dis nie 'n Kersvader wensbriefie nie. En as ek na baie mense luister wanneer hulle bid, en ek is regtig nie nou besig om enige iemand se gebede te kritiseer nie, jy moet dit nie in daardie lig sien nie. Ek sê dit om u te probeer help. Gebed is nie 'n Kersvader wensbriefie nie. En die meeste gebede klink so. Dit klink amper soos 'n briefie wat hulle vir Kersvader geskryf het. Ek is baie soet gewees, ek wil asseblief dit en dit en dit en dit en dit hê. So 'n lang lysie van goeders wat ons vir die Here vra, wat hy vir ons moet gee of moet bring, amper soos wat Kersvader geskenke bring. Vandag gaan ons lees uit die Bybel uit Lukas hoofstuk 1. Ons gaan vanaf vers 46 lees, alhoewel ek oor die breër gedeelte so 'n bietjie gaan gesels. Die opskrif daar is die loflied van Maria. En Maria het gesê,
Ek besing die grootheid van die Here. Ek juig oor God, my verlosser, omdat hy na my in my geringheid omgesien het. Kyk, van nou af sal elke nuwe geslag my gelukkig noem, omdat hy wat magtig is, groot dinge aan my gedoen het. Heilig is sy naam. Hy bewys ontferming van geslag tot geslag aan die wat hom eer. Kragtige dade het hy met sy arm verrig, hoogmoediges in hulle eie waan het hy uit mekaar gejaag. Maghebbers het hy van trone afgeruk en geringes verhoog. Behoeftiges het hy oorlaai met goeie gawes en rykes met leë hande weggestuur. Sy dienaar Israel het hy te hulp gekom deur te dink aan sy beloftes van ontferming, soos hy dit toegesê het aan ons voorvaders, aan Abraham en sy nageslag tot in ewigheid. Maria het omtrent 3 maande by Elisabeth gebly en daarna teruggegaan huis toe. Nou hierdie 3 maande is belangrik, want toe sy gaan kuier het, was Elisabeth 6 maande swanger. So sy het gebly tot met die geboorte van Elisabeth se seun Johannes die Doper. Nou as 'n mens 'n bietjie teruggaan in hierdie hoofstuk, sien jy dat Maria 'n hemelse besoeker ontvang. Niemand anders nie as die engel Gabriël verskyn aan haar en hy kondig aan dat sy geboorte gaan skenk aan 'n seun. Dan sê sy, maar dit is nie moontlik nie. Ek was nog nooit eers by my man gewees nie. Sy is wel verloof, maar hulle het was nog nie intiem met mekaar gewees. En dan sê die engel Gabriël vir haar, dis 'n wonderwerk. Die Heilige Gees gaan oor jou kom en daar gaan 'n wonderwerk gebeur. En die seun wat gebore gaan word, gaan groot wees. Hy gaan die seun van die Allerhoogste genoem word. Die Here sal hom die troon van sy voorvader Dawid gee en hy sal as koning oor die nageslag van Jakob heers tot in ewigheid. Aan sy koningskap gaan daar geen einde wees nie. En hierdie woorde moes haar herinner aan al die profesieë in die Ou Testament, die messiaanse profesieë wat geprofeteer het dat die Messias gaan kom. En die Messias beteken gesalfde, in Grieks is dit Christus, dis die een wat die verlosser gaan wees, wat 'n koninkryk sal hê. Hy is uit die nageslag van Dawid, maar die verskil is, sy koninkryk gaan nie tot 'n einde kom nie. Sy koninkryk gaan vir altyd duur. Maria was verbuisterd en verwonderd toe sy hierdie woorde hoor, maar sy stel haarself tot beskikking van die Here, want die engel sê vir haar, kyk, Elisabeth is al 6 maande swanger en niks is vir God onmoontlik nie. En dan besoek sy vir Elisabeth, haar tannie. Sy gaan kuier by haar. En toe Maria Elisabeth groet, beweeg Johannes die Doper in haar baarmoeder en word Elisabeth vervul met die Heilige Gees en word sy op daai oomblik 'n profeet en profeteer sy, geseënd is jy onder die vroue en geseënd is die vrug van jou moederskoot. Waaraan het ek dit te danke dat die moeder van my Here na my toe kom? Sy voel bevoorreg omdat die moeder van Christus na haar toe kom. Sy sê, kyk, net toe die geluid van jou groet in my ore klink, het die kindjie in my van vreugde beweeg. Gelukkig is sy wat glo dat in vervulling sal gaan wat die Here vir haar gesê het. Geseënd is sy. Gelukkig en geseënd. En dan reageer Maria deur 'n loflied te sing, die loflied wat ons vanoggend saam gelees het. En ons moet besef, lofliedere is eintlik niks anders as gebede nie. Want wanneer ons lofliedere sing, dan praat ons ook met God. Net soos wanneer ons met God praat, wanneer ons oë toemaak en bid. En daarom is hierdie lofsang van Maria ook 'n gebed, 'n gesprek met God. Nêrens in hierdie loflied vra sy iets vir haarself, soos op 'n Kersvader wensbriefie nie. Sy het nie 'n lang lys van goed wat sy wil hê die Here vir haar moet doen nie. Dit gaan nie in haar gebed oor haarself nie. Sy het besef dat gebed 'n goddelike geskenk is.
en ook waaroor dit regtig gaan. Alles in haar loflied, alles in haar gebed, gaan oor God. En dis wat ek wil hê ons vandag moet besef. Alles in die wêreld, alles in ons lewe, alles in ons gebede, alles in Kersfees, alles en alles gaan eintlik in die eerste plek nie oor myself nie, maar oor God. En dit is vir my asof dit vir ons moeilik is om dit raak te sien en om dit te besef. Ons sal dit sê met ons woorde, ja, maar in dit wat ons doen en dit wat ons sê, draai alles maar net meeste van die tyd in meeste mense se lewens net om hulle self. Dit wat hulle graag wil hê. Dis nie wat Maria doen nie. Sy sê nie hoe oulik sy is nie. Daar is niks selfsugtigs in haar gebed nie. Sy besing die grootheid van die Here. Sy juig oor God, want hy is haar verlosser. In haar geringheid het hy na haar omgesien. Al is sy maar net 'n jong meisie. Sy beskou haarself gelukkig, en sy glo ook dat die komende geslagte haar ook gelukkig gaan noem, omdat God wat magtig is, groot dinge aan haar gedoen het. Sy eer in haar gebed, in haar loflied vir God, omdat sy naam heilig is. Sy maak sy naam groot, sy komplimenteer hom, omdat sy God se waarde besef. En dan maak sy ook 'n lys van al die dinge wat God doen. Dinge wat hy in die loop van die geskiedenis gedoen het en wat sy ook glo hy in die toekoms sal doen. En dis die dinge waarvoor ons vir God moet dankie sê, waarvoor ons hom moet loof en prys in ons gebede. Die eerste ding wat sy noem is dat hy liefde bewys het oor geslagte heen aan die mense wat hom eer, wat eerbied het vir sy naam, wat hom respekteer, wat hom ken en aanbid as God. Hy verrig kragtige dade met sy arm. Hy doen wonderwerke. Min het sy geweet van al die wonderwerke wat Jesus nog gaan doen. Hoogmoediges word deur God verneder. Hoogmoediges is mense wat te veel van hulle self dink. Dis arrogante mense, dis mense wat dink hulle het God nie nodig nie. Dis mense wat as het ware dink hulle is self God. Maar hulle word deur God verneder. Magsugtiges word verneder en geringes verhoog. Magsugtiges is mense wat altyd in beheer wil wees, wat altyd die mag wil hê, wat altyd die bevele wil gee en almal moet dit gehoorsaam, wat in magsposisies wil wees sodat hulle al die eer en die roem kan kry daarvoor en al die geld wat daarmee saamgaan meeste van die tyd. Hulle word verneder, maar geringes word verhoog. Behoeftiges word oorlaai met goeie gawes. God gee goeie geskenke aan mense wat dit nodig het. En gebed is een van daardie geskenke. Rykes word met leë hande weggestuur. Dit beteken nie dat God iets teen rykes het nie. Onthou nou maar in hulle tyd was daar baie min rykes gewees en meeste van die rykes het ryk geword omdat hulle skelm en korrup was, omdat hulle bedrog gepleeg het. En daarom was die rykes nie baie gewild in die oë van die gewone samelewing in daardie tyd nie. En dis waarom sy hierdie woorde sê, hulle word met leë hande weggestuur. Min het sy ook geweet van die ryk jong man wat met leë hande weggestuur gaan word, omdat hy liewer was vir sy besittings as vir God. God het sy volk te hulp gekom deur te dink aan sy beloftes. Sy beloftes in die Bybel praat van ontferming, en dis 'n woord wat kinders nie regtig meer vandag verstaan nie, en daarom sê ek liefde, want dis wat ontferming beteken. Beloftes van God se liefde aan hulle voorgeslagte, aan Abraham, die aardsvaders, Abraham, Isak, Jakob, sy nageslagte. En God het nie net gedink aan die beloftes wat hy aan hulle gemaak het nie, hy het ook daardie beloftes nagekom. Want dit wat nou binne in haar besig is om te groei,
om te begin leef, om te ontwikkel, Christus Jesus die Here. Dis die beloftes van God, wat besig is om in vervulling te gaan. Baie mense besef gelukkig dat Kersfees oor Christus gaan en nie oor Kersvader nie. Ek hoef nie dit vandag vir julle te sê nie, want elkeen wat hier sit weet, vir ons gaan Kersfees nie oor Kersvader nie. Dit gaan nie oor die Kersboom nie. Pragtige Kersboom wat ons hier voor in die kerk het, maar dis nie waaroor dit gaan nie. Dit gaan ook nie oor geskenke nie. Daar was geskenke onder die boom, maar hulle is reeds uitgedeel aan minder bevoorregtes en baie van julle het al reeds julle geskenke gisterand al oopgemaak en party gaan dit vandag oopmaak. Maar dis nie waaroor Kersfees gaan nie, dis nie waaroor die lewe gaan nie. Dit gaan eintlik oor Christus, nie oor Kersvader nie. Daar's 'n tradisie dat Kersvader deur die koorsteen kom en dat hy geskenke onder die boom kom neersit en dat daar 'n glasie melk en koekies vir hom neergesit moet word. Die tradisie wat so uit die Amerikaanse kultuur uitkom. Die Nederlandse kultuur lyk so bietjie anders. Hulle het vir Sinterklaas. En Sinterklaas kom met 'n boot. En dan as hy van die boot af klim, dan klim hy op 'n spier wit perd, die mooiste wit perd. En dan ry hy op hierdie wit perd en hy groet vir almal. En dan het hy mense wat hom help. En hierdie mense is almal Piete. Om een of ander rede is hulle almal se naam Piet. Maar hierdie Piete is swart en daarom word hulle swarte Piete genoem. Nie omdat hulle swart mense is nie, maar hulle klim deur die koorsteen. En dis hoekom hulle dan nou swart word en daarom word hulle swarte Piete genoem. Nou julle kan dink in Suid-Afrika sal dit nogal opspraakwekkend en polities onkorrek wees, maar dis die kultuur en die tradisie wat in Nederland gebeur. En dit gebeur al hier in die begin van Desember, einde November. Dit gebeur nie eers 25 Desember nie. Hier in Suid-Afrika is daar party mense wat ook glo dat Kersvader met sy slee kom en dat hy so deur die lug vlieg met sy slee en iemand het een keer gevra, maar wat gaan nou gebeur by ons? Ons huis het nie 'n koorsteen nie. En dan sê Kersvader, maar ek het 'n geheime sleutel wat elke deur kan oopsluit, so ek kan by enige deur inkom. Maar hier in Suid-Afrika dink ek Kersvader kan dalk ergens langs die pad in 'n slaggat beland en nie sy bestemming bereik nie, want die slaggate wat ons moet dodge in hierdie land is nogal reusagtig groot. Die hele Kersvader en 'n hele slee sal daarin beland. Dit lyk daarom asof die Rudolf die rooi neus takbok uitgekom het en die ander saam met hom. En al besef ons dat Kersfees nie regtig oor Kersvader en oor die geskenke in die Kersboom gaan nie, dit gaan eintlik oor Christus. Besef baie mense ongelukkig nie dat gebed oor God gaan nie en nie oor hulle nie. Hulle besef nie dat wanneer hulle besig is om te bid, hulle besig is om met God te praat en hulle hom eintlik moet aanbid, hom eintlik moet eer en verheerlik, eerder as om met 'n Kersfees Vader wenslysie na hom toe te kom. Hulle besef nie dat gebed nie oor jouself gaan nie. Dit gaan eintlik oor God. En as ons vandag kan besef dat gebed inderdaad een van die wonderlikste geskenke is wat God vir ons gegee het. 'n Wonderlike voorreg. 'n Uitnodiging. Bid en vir julle sal gegee word. Alles wat julle die Vader in my naam vra, dit sal ek vir julle gee. Wat Jesus gesê het. Wonderlike beloftes wat daarmee saamgaan. 'n Wonderlike geskenk wat God vir ons gegee het. Ja, Christus is ons grootste Kersgeskenk. Maar gebed is ook een van die baie Kersgeskenke wat God ons ook gegee het. En dis 'n wonderlike geskenk. En ons weet dit dalk, hopelik besef ons dit. Maar nou moet ons vandag net leer. Gebed gaan nie oor jouself nie. Het gaan eintlik oor God. Hoe gaan jy gebed, hierdie geskenk, wat God ook vandag, hierdie Kersdag vir jou gee, saam met al die ander baie geskenke.
Hoe gaan jy dit beter benut? Deur God beter te eer, te loof, te prys, te aanbid. Deur sy naam beter groot te maak en te heilig. Deur vir hom meer dankie te sê, eerder as om met 'n Kersfeeswenslysie na hom toe te gaan. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, groot, almagtig en heilig is U naam. U is die koning van die konings. U koninkryk is van ewigheid tot in ewigheid. U heerskappy strek oor alles en almal. U troon is onwankelbaar en omring deur mag en majesteit en heerlikheid. Almal in die hemel buig voor U en aanbid U. Heilig, heilig, heilig is U, Here, die hele aarde is vol van U heerlikheid. En so wil ons vandag kom bely, Vader, dat ons gebede so baie keer net om onsself draai, om ons eie selfsugtige behoeftes en begeertes. En dis waarom Jakobus ook geskryf het, dat ons nie kry nie omdat ons nie bid nie, en as ons bid, ontvang ons nie omdat ons verkeerd bid, ons bid net om ons eie selfsugtige begeertes te bevredig. En daarom wil ons dit kom bely en vra, Here, vergewe ons selfsugtigheid, vergewe ons eie waan, ons arrogansie, ons hoogmoed, om te dink alles in die wêreld en alles in die lewe draai om ons. Vergewe ons, Here. Was ons skoon met die kosbare bloed van die lam, wat aan die kruis die prys betaal het, sodat ons kan lewe, vir ewig kan lewe. Baie dankie, Here, dat ons kan weet dat U ook in hierdie Kerstyd by elkeen van ons is. Ook by ons, vir wie dit dalk ook 'n hartseer dag is oor al die verliese wat ons gehad het al deur die lewe. Mense wat ons nie meer by ons het nie, wat ons graag by ons sou wou gehad het. Dankie dat ons kan weet dat U ook by hulle is wat hierdie Kerstyd alleen deurbring. In hulle eensaamheid is U ook daar by hulle teenwoordig. Dankie dat ons kan weet dat U ook by hulle is wat in hierdie Kerstyd niks het nie, wat iewers elders in die veld slaap of dalk onder 'n brug skuiling soek. Dankie dat ons kan weet dat U ook in hierdie Kerstyd geskenke uitdeel aan behoeftiges, en dat U kinders gebruik om dit te doen. Dankie, Here, dat U die almagtige Vader is wat ook vir ons gebed as 'n geskenk gegee het, sodat ons met U kan praat en U lof kan verkondig, net soos Maria ook gedoen het. Seën ons daarom, Vader, in hierdie Kerstyd. En gee dat ons sal besef dat alles in ons lewe oor Christus Jesus gaan. Dat hy en U nommer 1 van die heelal is. Ons loof U daarvoor in die naam van Jesus Christus wat gebore is om vir ons die ewige lewe te bewerkstellig. Amen. Geliefdes, ons gaan ons dankoffers by die deure laat opneem ook, en die van u wat elektronies dankoffers inbetaal, al die dankoffers wat vandag inbetaal word en gekanaliseer word, dit word gegee vir die Beeld Kinderfonds. Nou die Beeld Kinderfonds ondersteun kinderhuise reg oor die land, en ons het hier by ons in vereniging ook die Catherine Robson Kinder- en Jeugsorgsentrum, en van al die geld wat van hier af soontoe gaan, kom uiteindelik ook by hulle uit. Want hulle weet waar die geld vandaan kom en hulle kanaliseer dit terug in daardie streek. En dan sit hulle nog by ook. So dit word 'n bonus op 'n bonus, amper soos rente en beleggings wat groei.
meer as ander beleggings wat nie wil groei. So, 'n spesiale geleentheid vandag om vir Kevin Robson Kinderhuis te ondersteun deur die dankoffers wat vir die Beeld Kinderfonds ook geskenk gaan word. Ons gaan afsluit met die baie bekende en geliefde Stille Nag, Heilige Nag, lied 348. Ek vra dat die voorsangers my ook daarmee sal help.